rond ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Hallo almal en dankie dat julle inskakel by ons video-opname elke week. Ons waardeer dat julle nog op hierdie manier ook deel vorm van die gemeente. Nou, ons is in leidingstyd en ek wil jou ook sommer daar waar jy is uitnooi om moeite te doen om stil te raak en ook weet vra wat beteken leidingstyd vir jou. Ek weet daar's baie mense wat in hierdie tyd vas, wat wanneer hulle daai lus kry vir die koffie of die wat ook al die sjokolade wat hulle vas, het hulle ook dink aan Jesus wat in hierdie tyd gelei het vir ons en vir my en vir jou en ook Vader se liefde vir die mense kom wys het. So julle weet op Paasnaweek dan vier ons die kruisiging, maar eintlik al in die aanloop tot Paasfees dink ons aan dit wat Jesus vir ons gedoen het in die leiding wat hy deurgegaan het vir my en jou. So ek het gewonder waar ek moet preek vandag. Ons is nou klaar met 'n reeks en dan is dit gewoonlik 'n oop boek, kan ek enige teks kies. En ek het besluit om te gaan kyk wat is hierdie leesrooster. Die leesrooster is 'n riglyn wat uitgewerk word en daar's duisende gemeentes en gelowiges reg oor die wêreld wat elke week dan die leesrooster teks volg. En die teks wat ek hierdie week gekies het dan is, wat hulle gekies het is Efesiërs 5 en ek gaan vir ons nou daaruit lees. Nou, ons het al 'n paar keer vir mekaar gesê in die gemeente en ek dink ek hoef weer vir julle te sê nie, maar die wêreld is verskriklik de mekaar. Ons beleef dit elke dag, sal weer nuus en ons wonder, ons het baie vrae, ons verstaan nie alles, hier is 'n klomp sleg wat gebeur. En ons kan seker sê, ja, dit is al ver, gelukkig is dat nie by ons, maar dit raak op 'n manier vir my en jou ook. Ons sien dit aan die pryse van goed wat duurder raak, ons ervaar dit, die petrolpryse wat nou weer opgaan, maar ons ervaar dit ook in die skeiding wat dit tussen mense bring, en hoe mense verskillende opinies het, en hoe dit 'n skeiding bring tussen mense, want sekere mense dink dit is reg, en ander dink dit is nie reg nie. En ek dink vandag se teks help ons bietjie om met te sê, hoe leef ons in hierdie tyd? Hoe maak ons besluite in moeilike tye? Hoe, as gelowiges, weet ons wat is reg en wat is verkeerd? En ek hoop dat hierdie teks vandag vir jou gaan help. So ek gaan die teks kortliks lees. Ek gaan net 2 goed uitlig vandag. En as jy weer wil, kan jy die teks dan weer by die huis gaan lees. Kom ons bid saam voor ons lees. Here Jesus, dankie dat ons op hierdie manier kan saamkuier, dat ons steeds kan saam lees en saam bid. Alles op 'n video, dat ons steeds kan ervaar hoe U by ons is, dat U mense ontmoet waar hulle is. En kom ook nou vandag as ons saam met die teks lees en kom werk in mense se harte. Amen. So ek gaan dit in die Afrikaans 83 lees en dan gaan ek ook die Engelse Easy Translation lees, wat ook dit mooi sê. So die leesrooster teks is eintlik van vers 8 af, maar ek wil net vir julle vers 1 en 2 lees om vir julle te sê hoe die skrywer hierdie hoofstuk begin. Ek dink dit is nogals belangrik. Hy sê, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. So hy help ons klaar om te sê, okay, hoe leef ons? Hy sê, okay, julle leef soos Jesus, julle volg sy voorbeeld. Dan sê hy, lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. En ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik is. In leidingstyd dink ons aan God wat sy lewe as 'n offer gegee het. Maar die skrywer begin deur te sê dat dit is die riglyn wat hy wil skep. Voor ons verder lees in hierdie hoofstuk, moet ons hierdie ding hoor, dat lewe in liefde soos Christus ons lief gehad het. Die liefde wat ons nou gaan dink oor 'n paar weke. Lewe in liefde. Dit is die eerste riglyn. In moeilike tye en krisistye, as jy wonder, kom terug na hierdie vers, toe lewe in liefde soos Christus. Vers 8 dan, vroeër was julle die ene duisternis. So duisternis was daar gewees, maar sê nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Hier is ons eerste opdrag om te sê, Christene, lewe nou in die lig. Mense wat sê, hulle ken vir Jesus, ek en jy wat Sondag as ons in die kerk sit, wat sê, ons bly, ons glo in Jesus, lewe nie meer in die duisternis, ons lewe nou in die lig. Uit die lig, vers 9 is baie belangrik, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Daai drie goeders moet ons onthou. As ons in die lig lewe, dan moet hierdie dinge vorentoe kom, sê die skrywer, goed, reg en waar.
Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om self te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets aan julle bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Daai tyd het al geskryf, het ek gevoel, dit ding is nou die mekaar, dit is goddeloos. Ek moet sê, ons moet in hierdie tyd, moet ons nou die lig wees, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom, wat die Here wil hê julle moet doen. Ek wil net vir julle die Engelse ook lees, die easy translation, wat ek dink die skrywer probeer om dit heel eenvoudig, of die vertaler probeer om dit op 'n heel eenvoudigste manier te sê, en ek dink, vir my is soms goed om dit te gaan lees, want ek ook dit op die eenvoudigste manier soms moet hoor. You are God's children and He loves you very much. So you must try to be like Him. Show that you love other people. Remember how Christ loved us. He gave Himself as a sacrifice on our behalf. He offered Himself in a way that pleased God, like a sacrifice with a lovely smell. Weer hierdie oproep wat sê, lewe soos wat Jesus gelewe het. Dan vers 8, once your minds, ons gedagtes, were completely in the dark, but now you belong to the Lord. As a result, you have become full of light. Die lig is nou in ons, so now you must live as people who belong to the light. The light helps you to live in a way that is good, true and right. You should learn more and more to do the things that please the Lord. Dinge wat God aanneemlik vind, waarvan hy hou. Hulle kan nog verder gaan lees op hulle eie tyd. Nou vriende, ek dink is 'n wonderlike teks om in hierdie tye te lees. En ek dink Efesiërs 5 gee tog op ons 'n riglyn wat ons kan help in moeilike tye. Vers 1 soos ek gesê het, you are God's children and He loves you very much. So you must try to be like Him. Nou in onseker tye wanneer daar baie dinge gebeur en wanneer daar baie nuus is en wat ons nie altyd weet hoe om te dink nie, of in tye wat ek en jy moet besluit te maak, dalk as jy 'n plan in jou lewe wat jy besluit moet maak, maar jy is onseker hoe om dit te maak, dink ek, kan Paulus se raamwerk ons tog help. Deur 'n eenvoudige vraag te vra, is ek nou met wat ek doen, of met wat ek besluit, besig om mense lief te hê? Paulus sê, dit is die uitdaging wat Jesus aan ons kom stel, om soos hy lief te hê. So as ek hierdie besluit maak, as ek hierdie dinge ondersteun of nie ondersteun nie, is ek besig om mense lief te hê? Nou die volgende vraag wat jy nou natuurlik vir my gaan sê is, liefde is 'n breë term. Mense het alselfs in die naam van liefde doodgemaak en gesê, dit was die beste. Dit was eintlik maar liefde om dit te doen. En vandag nog gebeur daar wrede goed en dan sal mense sê, maar dit was terwille van ander mense, of dit was eintlik 'n liefdevolle ding gewees. Mense kan enigiets draai en sê dit was terwille van liefde gewees. Maar ek dink om die vraag een stapie terug te vat, amper, of dalk 'n stapie vorentoe te vat, is om te vra, die persoon aan wie dit gedoen word, as jy hulle sou vra, sou hulle sê dat hulle liefde ervaar het. So wanneer ek optree op 'n sekere manier of iets doen, nie net of ek dink dit is 'n liefdevolle daad nie, maar as ek in die ander persoon se skoene gaan staan, as ek vir hulle vra, het jy liefde ervaar toe ek dit gedoen het? Wat sal hulle sê? Dalk moet ons meer daai vraag vra. Ek dink dit is die raamwerk wat Paulus wil skep om te sê, sou daai mense Jesus se liefde ervaar as ek so of so opgetree het? Hierdie week het ek dit beleef in my eie werksomgewing by Isibindi het ons 'n meisie wat regtig 'n paar keer droog gemaak het nou. En ons praat van daggarook en uitglip na die boyfriends toe en skoolbank en al hierdie dinge. En ons natuurlike instinkt was om te sê, weet jy, ons het dan baie kanse gegee, ons het alles gedoen wat ons kon, ons het gestraf, ons het sakgeld weggevat, ons het mooi gepraat, ons het gewaarsku, maar niks werk nie. So dalk moet ons nou maar tough love gee en vir haar sê, sy moet nou maar teruggaan na haar familie. Dat sy nou weer daar kan waardeer wat sy hier gehad het. Dit is die gesprek wat in ons koppe aangegaan het. En selfs
het ons gedink dat hierdie sal liefdevol wees om haar weg te stuur, want sy maak net te veel droog, en dit is duidelik dat dit nie goed is vir haar nie. En in ons vergadering hierdie week, toe ons weer praat oor wat is die stap vorentoe, ons is bietjie radeloos en moedeloos, sit daar 'n nuwe persoon hierdie week in ons vergadering, wat nou deel vorm van die Isibini span, en sy vra net die eenvoudige vraag, sy ken nie die meisie, sy sê net vir ons, het een van julle al vir haar gevra, hoekom sy hierdie goed doen? Hoekom sy byvoorbeeld dag gaan rook? En daar straks so stilte neer, ons besef, maar ons het nog nie vir haar gevra nie. Ons het nog net kwaai en geskel en raad gegee, maar nooit gevra, wat gaan binne in jou hart aan, dat jy elke keer dit doen nie. En ons besef dat daar is dalk goed in haar lewe, wat sy nog nie verwerk het, daar is nog 'n klomp trauma, en ons daar hierdie week toe gestuur na 'n beraader, waar sy haar probleme kan gaan uitpraat. As ons haar sou wegstuur, terugstuur, en iemand sou na haar toe gegaan en vra, het jy liefde by Isibini ervaar, soos jy dalk gesê het, nee. Daai mense het my net weggestuur. Maar toe ek van vra, hoe was dit by die beraader, sê, dankie julle, dit was goed vir my, ek het dit geniet om met die vrou te praat. Ek dink daardeur het sy liefde ervaar. Ervaar ander mense liefde deur jou dade. Nie wat jy dink liefde is, maar hoe ervaar hulle dit? Dit is die raamwerk wat Paulus skep. Dan vers 8, en dan gaan ek hiermee afsit, ek gaan so nog in die diens bietjie meer uitbrei oor, maar net kortliks vers 8, sê, vroeër was ons in die duisternis, maar nou dat ons vir Jesus ken, leef ons in die lig. Dan help Paulus ons, en hy sê vir ons, maar hoe lyk die lig? Dan noem hy daai 3 goed wat ek gesê het, uit die lig kom alles voort wat goed, wat reg en wat waar is. The light helps you to live in a way that is good, right and true. Paulus brei die raamwerk uit en sê, maar is ons optrede, as jy jou optrede wil meet, vra dan hierdie goeters. As jy lig wil lewe, vra dan, is dit goed? Is dit reg? Is dit waar? In hierdie onsekere tye wat ons voel as ons soms kan kies, of onseker is wat 'n opinie om te hê, mag hierdie ons help. Jy te vra, is dit goed? Vir wie is dit goed? Is dit reg? Sekere vertalings gebruik, is dit regverdig? As ons skuldige mense seer gemaak word in oorlog, is dit regverdig dat hierdie goed gebeur? Is dit waar? Dat sekere mense net slegter is as ander, en dat hulle dood verdien? Ek wil julle los met hierdie gedagtes. Ek wil julle moet daaroor gaan dink, en ek wil my besluite en my opinies wil ek ook hier volgens inrig, met hierdie eenvoudige vraag, deur te vra, ervaar die ander mense liefde deur my optrede? Sal hulle wegstap en vir ander mense sê, daar het hulle liefde ervaar? Gaan hulle sê, nee, dit was nie liefde nie. As ek dinge doen, sê ander mense, dit ervaar, dit is reg, dit is goed, en is waar. Mag ons 2 keer dink, voor ons dalk woorde uitspreek, mag ons 2 keer dink voor ons opinies het, mag ons 2 keer dink voor ons doen, en seker maak dat ander mense deur ons optrede iets van Jesus se liefde ervaar, soos die skrywer in vers 1 sê. Ons is nou volgelinge van Jesus, en ons moet nou soos hy lief hê, en ander moet aan ons kan kyk, en sy liefde ervaar. Kom ons bid saam. Jesus, hierdie woord liefde is so 'n breed term, en ons kan eintlik enigiets regverdig deur daai woord, en oor die eeue heen het dit al gebeur. Maar help ons om ook net weer te dink oor wat dit beteken om lief te hê op 'n basiese alledaagse manier. Hieroor ek praat, hierdie besluite wat ek maak, hoe ek optree teenoor mense. Mag ek nie vra wat is liefde nie, maar mag ek vra, ervaar die ander mense rondom my liefde. Dankie vir die gemeente waarvan ons kan deel wees, en mag ons mekaar ook uitdaag en inspireer om binne hierdie raamwerk wat die skrywer vir ons kom gee,
te leef. Amen.